Goeiemôre en baie welkom by vandag se oordeenking. Kom ons buig net die hoofde saam in gebed. Here, open asseblief vir ons oë vir die waarheid van u woord. Amen. Paulus teken op in 1 Korintiërs 6 vers 15. Weet julle nie dat julle liggaam deel is van Christus nie? Sal ek nou 'n deel van Christus neem en dit 'n deel van 'n ontuchtige vrou maak? Beslis nie. Hoofstuk 6 word hoofsaaklik in twee dele verdeel. Met sy tweeledige argument wys Paulus hoe om sake van die hart en die vlees te beoordeel. As ons so 'n bietjie terugstaan en net die groot bewegings wat Paulus beskryf observeer, sien ons die volgende raak. Die eerste deel praat oor haat tussen gelowiges. Hulle sleep mekaar voor die hof van die wêreld. Die sake wat in die binnekring hoort, word uitgevat na die wêreld. Die tweede deel handel oor liefde vir die vlees van ongelowiges. Hulle seksuele losbandigheid word beoefen in die liggaam terwyl die liggaam die tempel van Christus is. Die sake wat in die wêreld tuis hoort, word ingebring in die binnekring van Christus. Dit is duidelik dat die Korintiërs met dwaasheid optree en nie kan onderskei wat in die kerk en wat in die wêreld tuis hoort nie. Paulus spreek hulle hieroor aan en gee 'n geestelike perspektief op die waarheid ten opsigte van hulle huidige gedrag. Die kern van sy argument is dat ons liggame die liggaam van Christus is. Om losbandig te lewe is om Christus losbandig te maak. Dieselfde argument geld ook in die konteks van die hof. Om mekaar voor die wêreldse hof te sleep, is om Christus in die wêreld te probeer oordeel. Beslis nie, sê Paulus. As gelowiges moet ons niks met sulke gedrag te doen hê nie. So maak hierdie lang argument ons bewus van 'n goue reël wat ons kan gebruik om ons gedrag te bepaal. Gelowiges is almal deel van die liggaam van Christus. Daarom los ons interne twis onderling self op en daarom gaan loop ons nie rond en doen sonde met die liggaam van Christus nie. Ons laat nie Christus se liggaam, die kerk, intiem verkeer met die wêreld nie. Mag die lig van hierdie waarheid ons gees so verlig dat ons in waarheid sal wandel. Mag ons onthou, ons verteenwoordig Christus. Ons is sy liggaam. Kom ons bid saam. Here, hou ons asseblief altyd daarvan bewus dat ons u tempel is. Amen.